Om weer by julle te wees en ons moet net nog 'n paar lyntjies optel, maar ek wil vanmôre net 2 punte. Net 2 puntjies gou vir julle noem. In verband met dit waarmee ons besig is in Efesiërs. En dit is eerstens 'n vraag wat eintlik 2 kante het. So die vraag het 2 kante. En dis daai 2 punte wat ek net nog wil uitlig. Baie lekker kort, maar dan gaan ek julle 'n dokumentjie in die hand gee. Wat ek wil hê julle moet daai dokumentjie mooi bewaar. Dis nie sommer net vir uitgee vir almal nie. Dis 'n dokumentjie vir jou wat jy nou eers moet baie goed na kyk en dit is so 'n bietjie inligting, maar dit is 'n baie spesifieke punt wat ek hier maak. Wat ek volgens net gou vir julle wil deurgee en onder julle aandag wil bring. So die 2 punte is die volgende wat kom uit die stam van 1 punt en dit is die vraag word nou weer deesdae gevra van hoe lees 'n mens die Bybel? Ek hoor dit in Kortpot en ek sien op media ook. Dan vra ek mens maar kyk, die hele ding van die Bybel en die bestudering van die Bybel hardloop nou op die multimedia weer verskriklik baie. En daar is 'n klomp goed wat aanbeveel word. Hier is nou weer 'n nuwe publikasie en daar's 'n nuwe kursus van hoe jy nou die Bybel moet benader en hoe jy kan Bybelstudie doen en hoe jy kan dit nou 'n bietjie nagaan en alles. Dis asof dit nou weer begin 'n service, as ek daai woord kan gebruik, die hele saak van die skrifte, maar natuurlik, as jy nou baie skerp is, sal jy dit optel, so ook alle ander godsdienste, sonder om nou dit op te noem, maar toe ook nou heel wat sterker, as dan, kom ons sê, vergelykenderwys en afkraak, en dan, jy weet, van die skrifte, en dan moet 'n mens net onthou. Daar's geweldige aanvalle ten opsigte van die waarheid, en die autentiekheid van die skrifte, nee? En as ons praat van die skrifte, dan praat ons van die biblioteek van 66 boeke wat ons in ons hande het. En dit word op baie multimedia nou onder verdenking weer geplaas word. Maar aan die einde daarvan tel ek op oral en hoor ek dit ook nou, dat mense vra dit vir my die afgelope tyd weer, maar hoe lees ons nou die Bybel? Nou met daai vraag val dit nou uit in 2 kante. Hoe moet ek nou, althans, waar moet ek nou die Bybel begin lees? En dan die tweede vraag wat daarbij nou aansluit is nou, maar hoe lees ek nou regtig die Bybel? Jy sien, dit is wat die algemene vraag om hoe lees ons die Bybel, maar daai vraag val uit in 2 dele. Waar begin ek met 'n Bybelstudie of die bestudering van die Bybel? Want ons sit met 'n biblioteek van 66 boeke. En dan, maar as ek nou wel kom by X boek of brief wat ons nou bestudeer, soos wat ons nou doen met Esegiel, wat ons met Efesiërs, jy weet, hoe lees ek dit nou? Jy weet, hoe moet ek nou, kom ons gebruik nou maar die woord, regtig nou Bybelstudie doen? Ons hou nie baie van die woord studie nie, jy weet, ons het dit te veel gehad op skool, jy weet nou studeer en 'n studie maak en soos. Maar die wonderlikheid van die ontdekking van die skrif. Nou, wat betref waar begin ek die Bybel lees, het ek 'n baie spesifieke standpunt. En daar's heel wat verskille met my ten opsigte daarvan. En daar word dan sommer net maklik gesê, maar waar moet ons nou begin om die Bybel te lees? En dan word daar 95-98% gesê, jy begin die Bybel te lees by die begin. Maar hoor julle die woord wat gebruik word? Jy begin die Bybel te lees by die begin. En as mense so sê, jy begin die Bybel te lees by die begin, wat bedoel hulle daarmee? Jy begin die Bybel te lees waar? Genesis. En Genesis sê in die, maar wat beteken daai begin? Kan julle hoor? So met ander woorde, waar moet ek nou die Bybel begin lees? En ek het 'n ander standpunt wat dit betref. Hoor net gou wat ek sê. 4/5, nee, 4/5 van jou Bybel het te doen met die From Gospel. Ek gaan nou die Engels daar gebruik, want jy kan dit nie lekker sê in Afrikaans nie. 4/5, en ek gaan dit alles vir julle gee in die hand, julle hoef niks meer te skryf. 4/5, nee, van die Bybel, van daai biblioteek van 66 boeke wat jy voor jou het. 4/5 daarvan begin by die From Gospel. Met ander woorde, dit begin by die grondlegging van die wêreld. Dit begin by die skepping van die hemel en die aarde. In tyd, met ander woorde, in tyd.
En van daaruit dan die hele geskiedkundigheid wat hardloop en al die dinge wat gebeur het in al die geslagte heen, die from gospel, van 4/5 van jou Bybel bestaan uit die from gospel, net 1/5, die oorige 50, het te doen met die before gospel, before the foundation of the world, voor die grondlegging van die wêreld, waar God eintlik in aanhalingstekens in die ewigheid begin het. Hy is 'n ewigheidsbegin. Hy sê ons kan nie daai term moet ons in die tydelike nou maar gebruik, maar het hy begin en dit het hy geopenbaar vanaf die begin van die skepping, waar daar 'n evangelie was wat geskryf is deur die hele saak van die volk van Israel en die vorming van geslagslinies en geslagslyne dwars deur aan die ander kant uit en stamme, volke, nasies, tale wat hy omskryf, maar die hele groot ding van die ou verbondlyn van from the creation of the world, van die grondlegging van die wêreld, was om vir homself 'n bloedlyn te skep wat kan uithardloop uit eintlike saak wat hy al klaar vasgemaak het before the foundation of the world. Nou, my punt is nou dit. Waar begin jy dus jou Bybel te lees? Ek sê, jy begin jou Bybel te lees by die before gospel. En dan werk jy deur van before gospel na die from gospel. So jy begin jou Bybel te lees dus van die 1/5 na die 4/5. Dan kry jy die sleutel, die een sleutel, en daar is net een sleutel, wat hierdie hele biblioteek van voor tot agter oopsluit, sodat jy kan weet waarmee God amper wil ek nou meer sê menslik gesproke besig was en what was on his mind voor die grondlegging van die wêreld, wat hy toe geopenbaar het deur from the creation of the world, en dat daar dus 'n creation, 'n skepping is, en dat daar 'n mensdom is en 'n geskiedenis geskryf is, sodat hy dit wat hy bepaal het as 'n voorneme, 'n intention voor die grondlegging van die wêreld uitgevoer kan word deur sy eerste voertuig, die volk van Israel uitgevoer het, vervul het wat gekom het in die koms van sy seun, in die interim tydperk tot en met die verlossingswerk waarvan gepraat word al klaar en afgeteken is in alles in verband met die hele saak van kom ons sê die godsdienstige handelinge van die volk van Israel deur die kruis, deur die opstanding terug na hom toe, sodat hy nou vir ons 'n tyd kan gee dat mense kan deel word van daai oorspronklike plan en intention van hom deur 'n nuwe geboorte om in te kom in 'n nuwe geslagslyn. Jy sien, dan sit jy met die sleutel. Jy sit met die sleutel wat hy vir ons gegee het in verband met die hele saak van die oopsluit van die skrifte. En die enigste sleutel wat my betref wat die skrifte oopsluit is wat die Engelse ook in baie goed stel, the birthing, die geboorte. Dis waarom het gaan, die geestelike geboorte van 'n geestelike geslagslyn wat kom vanuit incorruptible seed. Die eerste deel gaan oor die corruptible seed. Tweede deel, die vervulling wat Christus vir ons kom bring, gaan oor die incorruptible seed. So, en dit is wat hierdie dokumentjie beteken, wat ek nou vir julle in die hand gaan gee. Want hierso sê ek nou vir julle uit, want ek weet nou, julle vra nou, okay, ons begin dus by die 1/5, wat is nou die 1/5? Waar begin ek dus nou die Bybel te lees? By die 1/5. Maar wat is nou die 1/5? En hier gee ek dit vir julle, ek gaan dit nie nou met julle behandel, ons gaan weer gaan kyk dan nou. Hierso staan dit alles hoe ek nou sou sê jy die Bybel behoort te lees, jy weet vandag. Waar begin jy dus by Paulus se briewe? Waar begin jy by Paulus se briewe te lees? Efesiërs. Maar hoor nou wat dit sê, Efesiërs, Kolossense, nee, ek nou al vir julle gesê, maar julle moet dit hoor. Efesiërs, Kolossense. Dis waarom dit vir my weer eens betekenisvol is, dat daar meer as een van julle gesê, kan ons nie net begin lees uit Efesiërs. Dis die tweede punt waarby ek net maak. Efesiërs, Kolossense, tweede briewe, nee, en ek gee vir julle al die daterings hierso van die skrifte, nee, van die 1/5. Gee vir julle hierso.
Maar, nou daai maar kom nou daarin, en dan gaan ek nou weer sê, ek het dit al vir julle gesê. Jy begin jou Bybel dus te bestudeer en te lees by Efesiërs, Kolossense, nadat jy 'n goeie studie gemaak het van Galasiërs 10 jaar vroeër geskryf, 52 voor Christus. Jy kry daar die oorgang van wet en genade. En dan kry jy in Efesiërs en Kolossense suiwer sy teologie waarmee hy werk, Paulus werk, genade. En wat dit regtig beteken. So met ander woorde, jy moet eers daai oorgang kry wat Paulus nou skryf aan die heidene vanuit die Joodse lyn na die heidene toe. En dan gaan kyk wat hy skryf oor die hele saak van die vervulling van die wet en wat hy daarmee bedoel en wat hy in die res van sy briewe uitwerk rondom die een sentrale tema van genade. En daar het ek dit vir julle uiteengesit. Ook al die daterings van Paulus se briewe, die 1/5 waarvan ons dus praat. So, ons is eintlik nou besig met, kom ons sê, Efesiërs. Maar ons het al vorige jaar 'n studietjie gemaak, so voorvlugtig eintlik oor Galasiërs. By onthou, ons het baie lekker gesprekke gehad daar in die koffieshop oor Galasiërs. Daar dinge mense begin ook aan rondom die hele ding van Galasiërs. En toe het ek ook vir julle gesê, onthou nou net van Stephen King wat ons al kom besoek het ook net daarna, sy hele Bybel skool wat hy het van Galasiërs, wat jy op jou WhatsApp kan kry. Hy laat sy nommer het ons al vir julle gegee, julle kan dit maar weer kry, Christa het, Sylvia het, ek het en alles, wat sy dan vir julle op daai, op die WhatsApp, maar dit kan wees op hulle link, kan jy ingaan net, en jy kry dit alles net so, hardop al daai sessies, en dit is praatsessies, dit is 'n Bybelskool wat hy het oor Galasiërs, dit moet 'n mens bestudeer. Dit is die beste lyn wat jy sal kan kry van die diepste insig en die hele agtergrond van die hele saak van Galasiërs. En as jy hom net weer 'n slag weer goed deur luister, jy weet stukkie vir stukkie vat jou tyd daarmee. Deurwerk, dan gaan Efesiërs, en as ons van Efesiërs sou gaan na Kolossense toe voor die wederkoms, dan kan jy hom baie nog baie beter verstaan. So dis nou die een antwoord. Waar begin jy jou Bybel te lees? By die 1/5 terug na die 4/5. Van die before gospel terug na die from gospel. En hier is dit alles na die tyd, vat toch maar een per paar, asseblief hoor. En dan kan julle dit hou, dis nie sommer nou vir afronde vir ander mense gee. Dis 'n kwessie van kyk daarna, bestudeer dit self, hou dit daarna by jou, sit dit op, lamineer dit wat ook al dat jy dit daai het, en dan begin jy te kyk daarna soos wat ek dit hier uiteengesit het. Die ander idee wat ek net gou vinnig wil noem, wat vir my baie belangrik is, en ek vind dit nou net weer, wat mense sê, okay, ek weet waar om te begin. Hier sit ek nou in my studeerkamer, gebedskamer, sondkamer, eenkantkamer. Nou, hier voor my is nou Efesiërs nou kom. Nou, jy weet bedoel. En baie van dit wat ek hier lees, verstaan ek glad nie, want ek sal dan miskien nog 'n ander vertaling kry, ander vertaling by is baie albei. Hoor jy wel van my? Nou wil ek vir julle heeltemal die sang as dit aanbeveel. Dis net 'n aanbeveling. Jy kan dit mos ook doen so jy dit nou vir jou gemaklik is. My aanbeveling is presies waarmee ons nou besig is. Vir hoeveel weke nou? Net 5 verse nog. Jy sien? Dat jy nou daar sit, rustig, alles is toegesluit, telefoon is af, daar so jy is nou rustig. Al wat jy doen is, daai eerste 5 verse, soos byvoorbeeld, is 'n perikopie. Nou, vat hom net eens al, wat daar is dan 'n punt, onthou Paulus skryf ons aan een, so jy moet hom 'n punt kry iewers, daar sit, met 'n gedagtegang en dan verder. Maar myne van vanoggend, maandagoggend nou, 6 uur is ek nou lekker alleen, ek sal alles afgesit, ons doodstil, nou gaan ek begin. Net 5 verse, daai 5 verse. Lees het nie. Lees het daar. Lees het. Jy kan dit lees soos dit in jou vertaling staan, jy kan miskien 'n ander vertaling hê. My punt is, lees het. Lees het nie. Ek bedoel, letterlik, lees het nie. Lees het. Lees het rustig, lees het stadig, lees het beklemtoning. Vers 1 tot 5. Dis al, jy lees nie. Klaar gelees het, lees het weer. En lees het weer. Nou hoor wat mense sê. 5
dae ten minste. Jy kan dit natuurlik uitwerk, maar ek trek 'n lyntjie van so 5 dae. Lees jy daai 5 verse? Jy lees dit, 5 verse. Elke dag, jy lees dit weer, en lees dit weer, en lees dit nog 'n keer. Maar aan die einde van elke lees, eerste dag, tweede dag, derde dag, vierde dag, oor na die 5de dag toe. Bid jy dit. Jy bid nie jou eie gebede hier in jou stilte tyd, bid jy die skrif. Bid daai skrif. Omskep daai 5 verse in 'n gebed. Want dan sal jy so waar jou hele gedagtegang moet oopmaak vir die werking van die Heilige Gees om deur 'n geestelike openbaring deur te werk, dat hierdie geskryf begin lewe. Jy sê, ek het dit nog nooit so gesien. En jy maak jou aantekening, en weer 'n aantekening. En jy kry cross-reference wat hy vir jou ingee. En hier begin 'n ding te gebeur, want jy lees dit. En jy begin dit te bid. Moet dit nie net in die eerste plek uithaal en opbreek en gaan bekyk. Die druk van 'n knoppie op 'n app wat jy het wat vir jou kan, soos e-sword, alles gee vanuit die Grieks en Hebreëus en vir jou die hele storie verklaar wat daar staan. Voor jy nog daarby kom, dit kan jy, wag, ek wil net hierdie netjie verstaan ek heeltemal nie. Wat so bietjie ek kan, dan gaan jy in daarop. Hoor julle waarvan ek praat? Ek dink julle weet waarvan ek praat. Want jy dus daar stil raak, is dit jy en die Heilige Gees wat jou leermeester is, om hierdie skrifte te open en aan jou te openbaar in jou binnewêreld. En hier gaan iets oop en nogmaals oop en weer oop en nogmaals oop. En nog weer oop en oop. Wat jy dan gaan beleef is geestelike, goddelike openbaring. Bid hierdie skrifte. Bid om deur, maak jou aantekening, ponder aan die, ten minste 5 dae. Maar jy gaan baie moeilik ervaar, na 3 dae, jy kan aangaan. Hoor jy waarvan ek praat? My aanbeveling is, lees dit. Lees dit 'n paar keer. Bid dit. Begin dit te bid. Môre weer, selfde 5 verse, ten minste 5 keer. Dan eers kyk jy verder. En so, lees jy, vra nie, bid, en die Heilige Gees gaan vir jou so waar lei. En dan gaan hy vir jou daai cross-reference gee. Ook al klaar 'n bruggie terug begin bou om te sê, dis waarvan ek daar in die ou verbondsdeel al gepraat het, wat nou vervulling na my toe werd het, né? En jy sit verstom voor die skrif. Dis waarom ons baie keer dit gehad het, dat ons kampe gehad het, of 'n kampe tyd gehad het, wat mense alleen by die Here is, die hele kamp. Daar's nie lesings nie, daar's niks aanbiedinge nie. Maar hulle kry 'n oorgeloop tyd van die oggend vroeg tot middagoggend, waar hulle net kan gaan sit in die natuur. Ek het gesien nou nog so mense so voor my waar hulle net sit, alleen met die skrif daar in die natuur. Kom terug, praat miskien, deel miskien, niks verder nie, en dan sal hulle weer by die liewe Here, want dis waar mense nou die groot behoefte wat het. So tyd te hê, stilte tyd te hê, om net by Vader te wees. En ons is bewus van sy teenwoordigheid dwars deur ons hele lewe elke dag, waarmee ons ook al besig is. Maar daai stilwordtyd, eenkant, die sit op sy skoot tyd, die gesprekshoekie tyd, eenkant, dis daar waar ek net die skrif is, en die werk van die Gees, waar die Vader en die Seun in jou openbaar, en die hele geskiedenis speel voor jou af, en dan gebeur daar iets in die wêreldpolitiek, en jy klik my hart. Dis waarvan die skrifte praat. Hier gebeur dit nou. En dit is waarom ons wil vra, Vader, dat die skrifte vir ons begin lewe. Omdat daar 'n lewendheid in ons is, met 'n openbaring aan ons vanuit gees na siel,
wat vir ons 'n prentjie skilder en 'n gordyn oopmaak, deur net te gaan sit by U met hierdie boek. En U werk in ons binnewêreld op so 'n kragtige manier. En dis waarom ons vra dat ons in hierdie tyd van ons lewe, nou ons wat seniors is, ons wat nou, hulle praat oor allerlei dinge van ons tyd van ons lewens, al daai goeders. Ons is almal nog so op 'n wakker Vader. Ons is net in 'n baie gelukkige en 'n bevoorregte posisie. Om nou net baie keer, meer as ander wat daar vasgevang is in 'n verskriklike gewoel en 'n gewerskap, dat ons kan sit by die skrifte en dit op U tyd met mense te kan deel, soos wat U dit deur ons wil leer. Nie op hulle afdwing nie, maar rustig deurgee na ons kinders en veral ons kleinkinders. En dat ons Jesus gaan vergestalt vir al aan ons kleinkinders en party dan agterkleinkinders. En wat 'n wonder dat ons nageslag gaan sien, maar dat ons weet van die geestelike nageslag waarom ons behoort deur 'n geestelike geboorte as die reformed gospel, wat dan sy beslag in hierdie wêreld gekry deur die kruiswerk van Christus. Dankie daarvoor, aan U al die lof en eer tot in ewigheid. Sê ons saam? Amen. 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 So ek sal, ons gaan dit daar agter sit weer. Dan kan julle dit sommer daar